Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom. Ons moet altyd dink aan dit waarmee ons besig is om te sing. Aan hierdie woorde wat ons sing, dink nie bietjie aan dit wat ons nou net gesê het, majesteit, glansryke heerlikheid. En elke keer eindig ons daai lied om te sê, hy het gesterf, ons hel verwerf, hy het oorwin. Geliefdes, wanneer ons sing in die kerk, ek dink wat ons daar kan help, is as jy jou oë so toemaak, en jy verbeel jou daardie beeld wat ons kry in Esegiel, Jesaja, daardie roeping wat hulle kry, of die beeld wat hulle gekry het met hulle roeping as profete, en ook in die brief van Openbaring, daar waar Johannes moes staan voor die troon en die ouderlinge rondom en die hemelwesens. As jy jou oë toemaak, dan moet jy as het ware in jou verbeel dat jy daar is, en hier is hierdie groot, heilige, almagtige God. Hierso, ek wil amper sê op sy troon voor ons. En miljoene der miljoene, jy kan eintlik nie die einde daarvan sien nie. Hierdie engele wat hier rondom ons is, wat besig is om saam te sing. En dan besef ou, elke woord wat jy hierso sing, bring jy eer aan die almagtige God. Want soos wat die woord vir ons sê, daar is nie een ware lewende God, 1 Timoteus 2. En dit is ons Here wat ons aanbid. Dit is wonderlik, 'n mens moet amper hoendervleis kry elke keer wanneer jy in sy teenwoordigheid is. Geliefdes, met dit in gedagte, kom ons maak ons Bybels oop by Kolossense. Dit is nou een van die gemeentelike briewe. Paulus het aan 'n hele paar gemeentes geskryf. Die boek net voor hierdie ene is Filippense, en is almal sulke kort briefies, en dan het hy ook aan individue geskryf. Nou, Timoteus is byvoorbeeld een van hulle, Titus was nog 'n ander ene gewees, en dan is daar 'n ander briewe, maar ons fokus nou veral op hierdie briewe wat Paulus geskryf het. En die gedeelte wat ons vanoggend met mekaar gaan deel, is die loflied, of dis nou, kom ek sê dit nou ook net eers weer, terwille van ons nuwe mense, wat ook dalk nou nog so 'n bietjie nuut is, of wat nou die tweede keer op by ons is vanoggend, onthou ek lees uit die 2020 vertaling uit. Dis 'n baie goeie vertaling, en wat ek hou van hierdie vertaling is, hy is eintlik nader aan die oorspronklike of die Grieks en Hebreëus met 'n eie tydse Afrikaans. En ek sal die regtig aanmoedig om hierdie vertaling te kry. Dis 'n lekker studiestuk. Hierso van vers 13 tot vers 20 is die opskrif wat ek hier het, loflied aan die Seun. En maar voordat ons hierdie gedeelte gaan saam lees, kom ons bid eers en ons vra dat die Here deur sy Gees, wat in ons harte woon, hierdie woorde gaan oopbreek, want uit onsself uit, met ons eie intellek en ons menslike verstaan, is dit onmoontlik om te begryp. Dis net wanneer die Here homself aan ons openbaar, wat ons werklik waar na hom toe kan kom. Kom ons bid so. Here, baie dankie dat U vir ons in die woord alles gee wat ons nodig het, om te weet hoe dierbaar en hoe groot die liefde vir elkeen van ons is. Dankie Here dat ons die woord het om vandag te kan lees, en dat U vir ons die woord gegee, dat dit deur U Gees geïnspireerd is, dat ons weet wat reg en verkeerd is, dat ons dit na U toe kan bring, Here, en dat ons kan vra dat U ons asseblief daarvoor sal vergewe. Dankie dat ons by die troon van die een wat ewig lewe kan kom sit vanoggend. Dat ons in diepe afhanklikheid net daar kan kom buig en kan vra, Here, leer ons nou. Ek wil ontslaaf wees van enige iets wat nou kan skeiding maak tussen my en U. En ek wil net luister wat U vir my nou sê in U woord. Hier is ek, Here. Ek is bereid om te kyk na dit wat U vir my wil wys, om te luister na U woorde, en ek wil gehoorsaam wees aan U bevele. Seën my nou met die gees van wysheid, van insig, van onderskeiding, en gebruik my nou tot U eer en tot U verheerliking. Ons bid dit almal, vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun, deur wie ons bevryding, die vergifnis van sondes ontvang het. Die seun is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene oor die hele skepping. Want deur hom het God alles geskep. En wat is daai alles? Alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan, en in hom hou alles stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eerstgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kan inneem. Want God het dit goed gevind om die hele volheid in hom te laat woon en om deur hom alles, ja alles op aarde en in die hemel met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Nou geliefdes, hierdie is maar een van vele van die lofliedere wat Paulus bring aan die seun. Ons kan maar lees, ek het nou net genoem daar in Timoteus, alhoewel dit nou in een van die individue geskryf is, maar jy kan nog gaan lees in Efesiërs 'n klomp plekke waar Paulus vir ons vertel hoe groot en hoe wonderlik en hoe almagtig die Here is. Hierso word begin om te praat van die duisternis. God het ons uit die mag van die duisternis gered. Nou geliefdes, kom ek vertel net vir jou 'n bietjie, wat is hier in die gang? En as hulle hoor dat daar gepraat word, God het julle uit die duisternis gered, wat verstaan hierdie gemeente in hierdie stad? Nou die stad Kolosse was op die handelsroete gewees en mense kon baie geld gemaak het, wat in daai stad bly. Nou die aard van die saak, wil jy nou op 'n plek wees, waar jou besigheid, waar jy, as jy nou jou produkte verkoop, waar jy soveel as moontlik geld kan maak. En dan was daar ook 'n klomp verskillende mense gewees, daar was Jode gewees, daar was Grieke gewees, daar was mense uit die Ooste, soos wat ons het nou vandag sal sê, die Midde-Ooste, of Arabiere was daar ook gewees, klomp mense, van 'n klomp verskillende plekke. Ek het dit al gesê, maar 'n professor het een keer vir ons in die klas gesê, dis nou om net te sê, hoe vaardig die Jode is, of wat so goeie besigheidsmanne die Jode is, of want dit kom al van duisende jare terug. Toe sê hy, een keer moet 'n Jood besigheid gedoen, toe sê hy vir hom, hoor hierso, ek weet jy gaan my verneek, maar ek wil jy nie vra, moet my asseblief nie te ver verneek nie. En dit is nou, gelukkig nie ek wat het gesê het nie, maar sommer net 'n idee van hoe hierdie mense ken van besigheid. Nou wat dit beteken, is 'n klomp verskillende maniere van godsdiens. Daar is 'n klomp maniere hoe jy by die Here kan kom. Want hierdie ouens het gesê, weet jy, dis reg, en vandag sou hulle nou bekend staan as die Jehovah getuies. Dis reg, Jesus is God, jy is heeltemal reg, maar hy is nie God van ewig af nie. Hy is deel van die eerste skepping van God. Hy is die eerstgeborene, met ander woorde, hy is die een wat die Here eerste geskep het. En as jy tot God wil kom, is Jesus een van die belangrike maniere. Maar hy is nie die enigste ene nie, maar hy is een van die belangrikste maniere. Nou dis 'n valse leer, want die Bybel stel dit baie duidelik. Jesus sê baie duidelik in Johannes 8, voordat Abraham was, is ek. Ek is in die Vader, en die Vader in my. Of soos wat die Vader in my is ek, en so is julle ook in my. So die Bybel sê vir ons baie duidelik, dis 'n valse leer. Maar toe was daar ander groep ook gewees wat gesê het, weet jy, en mense het dit nou baie kon vergelyk met voorspoedsteologie of selfs die New Age vandag. Ouens het gesê, weet jy, hier is hierdie kosmiese kragte. En as jy nou net positief dink en die regte formule elke dag gebruik, dan kan jy hierdie kosmiese kragte, nou hoe dit presies werk en of dit nou energie is, ek is nie heeltemal seker daarvan nie, maar jy kan dit in beweging bring, dan kan jy dit manipuleer
en dan kan jy dit so manipuleer, dat dit op die ouend tot jou voordeel kan wees. En as jy nog meer geld wil maak, as jy wil hê dit moet goed gaan met jou besigheid, dan moet jy net hierdie kragte probeer in werking stel dat dit tot jou voordeel is. Dan was daar 'n ander klomp ouens wat gesê het, weet jy wat? Jy moet kyk na die sterre. Nou, ons het ons hierdie, wat is dit, sterretekens wat mense nou vandag lees. Nou dit sou dan waarskynlik daarmee vergelyk kom word. En geliefdes, asseblief, moet asseblief nie by sulke goed betrokke raak nie. Daai goed is nie van die Here af nie. Maar hulle het gesê, as jy nou hierdie sterreteken lees, en as 'n mens nou 'n bietjie gaan kyk, het sê ons niks negatiefs nie. Jy gaan iemand ontmoet. Nou, ek weet nie wat word dit bedoel daarmee nie, want jy kan enige iemand ontmoet in hierdie week wat kom. Jy gaan iemand ontmoet, en daar gaan iemand oor jou pad kom, en vir 'n lang ruk moet jy net vasbyt, en dan gaan dit beter gaan met jou besigheid. Al sulke klomp snert, klomp nonsens, wat hierdie ouens probeer vertel het, sodat dit weer eens goed kan gaan met jou besigheid. En dan het hulle nog verder gegaan en gesê, maar weet jy, as jy nou na die planete kyk, en as hierdie ene nou so oor daai nou kom, en jy sien daar so is die maan, en die maan begin nou rooi maak, kyk, dan moet jy begin sidder. En as hierdie twee planete so oor mekaar begin kom, dan moet jy net seker maak, jy doen dit en dit en dit, en dan sal jy reg wees. Alles maniere om by God te probeer uitkom, want hulle het gesê, God is daar ver, en ons is hier. So nou moet jy geeste, of engele, of mediums, of hemelwesens, nou moet jy al daai goed probeer gebruik, om op die ouend daar uit te kom, sodat jy kan maak dat God by jou kan wees. Allerhande klomp snert, wat hulle vir die mense wys probeer maak. En later, hoe meer jy hierdie goeders hoor, hoe meer jy die ouens die mekaar begin raak. Want as hierdie ou nou vir jou vertel, maar weet jy kan tot die Here bid, maar weet jy, Maria gaan ook 'n groot rol speel, weet jy, Johannes, al die ouens kan ook 'n rol speel, hulle kan ook vir jou 'n goeie woordjie indoen by die Here, dan begin ek aan hierdie ouens het dalk 'n punt weet. Wie hierdie ou, hulle het gesê, die sterre het vir hom gesê, maar dit gaan goed gaan met jou besigheid, en jy gaan floreer, en dit het toe so gebeur, miskien het hierdie ouens 'n punt weet. En so begin hulle verval, en so begin die duisternis al hoe meer hierdie mense intrek. Geliefdes, dit is alles wat bedoel word hier met duisternis. Duisternis is dit wat jou fokus van God afstel, wat jou fokus op jouself begin val. Wat moet ek doen om die beste te kan wees? Dit gaan nie meer oor God nie, dit gaan nou oor my. En geliefdes, dit is wat met hierdie ouens begin gebeur. Ons dink dit is net sonde. Sonde is alles simptome hiervan. Hoe jy mense probeer agteraf behandel het en hoe hulle mekaar begin belieg het op 'n stadium. Dis alles maar simptome van hierdie te mekaar raak. En hierdie waarhede wat jy nie meer by mekaar kan sit nie. Wat jy al hoe verder en verder en verder ingetrek word in die koninkryk van die duisternis. Hier kom Jesus. Hy verplaas ons, hier word gepraat van die Vader, verplaas ons na die koninkryk van sy geliefde seun. Met ander woorde, hierso is dit waar die Here as dit ware, soos wat 'n weerligstraal, so slaan. En almal weet, veral as die weerligstraal hier redelik naby aan jou is, kyk, dan weet jy, hierso is groot moeilike ruimte van die huis begin ons so bewe. Dis amper soos 'n weerligstraal wat so inslaan, en in 'n oomblik is die Here besig om deur sy Heilige Gees in hierdie gemeente in te slaan en vir hulle duidelik te laat verstaan, hoorie, dit is in die duisternis. Ons praat ons van, het jy nou al daai gesegde gehoor, geraamtes in die kas. Hy het nog baie, of sy het nog baie geraamtes in die kas. Wanneer die Heilige Gees inslaan in jou lewe in hierdie gemeente se lewe, wanneer daar vir hulle voorbinding gedoen word, is dit asof die Here alles skielik lig maak. Want daar staan geskryf in die woord, waar daar lig is, kan die duisternis nie meer wees nie. Jy gaan dit lees in Johannes, jy gaan dit lees in die briewe wat Johannes geskryf het. Want die Here se lig skyn daar, sy genade skyn daar, sy liefde skyn daar, sy ontferming skyn daar, sy waarheid skyn daar, sodat daar geen meer valsheid kan wees nie.
Want dit was 'n valse idee dat jy met jouself die beste probeer maak. Dit gaan nie werk nie. Dit gaan dalk miskien 'n rukkie soos jy dit werk, maar op die lang duur gaan dit alles in jou lewe vernietig. Geliefdes, dis waar hierdie mense nou gesit het, en hier kom die Here Jesus. En hy ruk ons as het ware uit hierdie duisternis. Hy vat hierdie gemeente en hy vat hulle omstandighede waarin hulle betrokke is, die wêreld waarin hulle leef, en hy ruk hulle so uit. En hy plaas hulle in die koninkryk van sy seun. Ons praat ook van die koninkryk van God. Ons praat ook van die koninkryk van die hemele. Jesus self verwys daarna op 'n klomp verskillende maniere in die Matteus Evangelie. Om vir ons te sê, kyk, daar is nou 'n duidelike verskil. En geliefdes, waar hierdie mense vir die eerste keer tot bekering gekom het die Here vir hulle al hierdie goeders begin uitwys. En het hulle begin besef, maar wag 'n bietjie, dit wat ek eers gedoen het, ek besef nou dat dit verkeerd is. Daai persoon wat ek met hierdie transaksie probeer benadeel het, nou besef ek dit is verkeerd gewees. Hierdie ou met wie ek vir 'n lang ruk glad nie wil praat nie, ek besef nie eens meer later wat is die probleem nie, maar ons het nou so al 'n woede teenoor mekaar opgebou, dat dit vir my moed gaan vat om daai eerste tree te kan gee, maar ek weet dit kan nie, want die lig van die Here skyn nou daar. En geliefdes, so het die Here elkeen van hulle in hulle eie omstandighede begin aanspreek. En dan sê hy, maar ek het jou gered. Jy behoort nie meer hier nie. Jy lyk anders. Jy is 'n hemelse burger, praat Paulus ook van, of 'n burger van die hemelse koninkryk. Jy's in God, maar jy's nog steeds op die aarde. Jy's in 'n ander koninkryk, maar onthou nog steeds, jy's nog steeds in hierdie, jy's nog steeds op hierdie aarde. Jy's van God, maar jy's nou in hierdie wêreld. En dit is die groot verskil. En as jy wil weet, wie is die een wat nou die koning is? Dan sê vir hierdie gemeente, as julle nou wil weet, wie is die ene wat moet uitstaan? Wie is die een wat hierdie redding gebring het? Kom ek vertel vir julle. En hy begin met Jesus. En dan begin hy om te sê van Jesus se status, of sy, wat is 'n mooi woord wat ons gebruik, autoriteit, sy mag, sy gesag. Dan gaan hy verder om te sê, onthou net hierdie, wat julle gehoor het, hierdie planete wat jy moet probeer aanbid, hierdie engele, hierdie wesens wat jy moet probeer net agter mekaar kry, al daai goeders wat jy moet ook probeer aanbid. Nee, dit is maar net alles wat geskep is. Hierdie Christus, wat die eerstgeborene van God is, die Here, toe hy gespreek het daar in Genesis 1, die Vader, die oomblik wanneer hy gespreek het, is dit deur die woord, en Johannes 1 sê vir ons, die woord is mos Jesus, het alles deur hom tot stand gekom. Dan gaan ek so ver om te praat van die onsigbare dinge, met ander woorde, die hemel self, die engele, die hemelwesens, het julle geweet, is alles deur die Seun geskep. God het selfs die engele deur sy Seun geskep. Geliefdes, julle idee, hoe groot en hoe heilig die Here Jesus is. Dan staan daar die hemel, die aarde, alles wat geskep is, heersende magte, alles is deur hom en vir hom geskep. Met ander woorde, van die begin af, daar in Genesis 1 al, sê Johannes vir ons, is Jesus reeds. As daar staan dat God geskep het, soos wat ek nou net gesê het dit deur Jesus plaasgevind. En as alles deur hom plaasgevind het, dan is hy die een wat ook gekom het om redding te bring. Dan is hy die een, die almagtige, die een wat alles geskep het, wat na die aarde toe kom, wat die vorm van 'n slaaf van 'n mens kom aanneem, sodat hy vir sondes kan sterf, sodat ek en jy vergewe kan word, en sodat die regte lyn of die regte gesagslyn
dat dit weer ingestel kan word. En wat is daai gesagslyn? God die Vader, die Seun, die Heilige Gees, God die enige God, Jesus wat al die mag het, en alles is nou onder daardie mag van Jesus Christus. En hierdie ouens wat julle nou gehoor het, daai ouens met hierdie godsdienstige idees het, hierdie ouens wat so geld najag, daai heersers wat dink dat hulle daardie bepaalde status het en jy moet soveel almoses aan hulle gaan bring. Nee. Al daardie heersers, al daardie magte, selfs die bose magte, almal gaan besef, hier's nou net een hoof, en dit is Jesus Christus. Geliefdes, ons kan aangaan nie, maar kom ek lig net nog een deel uit, en hierso word gepraat van die liggaam. Jy kan 'n bietjie gaan lees daar in 1 Korintiërs hoofstuk 12, dan word die hele gedagte van die liggaam van Christus vir ons verder uitgebrei. En sê hierso, dat hy is die hoof van die liggaam, sy kerk. En geliefdes, dis seker die wonderlikste woorde waarmee Paulus hierdie mense kon bemoedig het, om vir hulle te sê, onthou net, julle is die Here se kerk. Julle het hy uitgekies. Hy het julle kom verlos. Hy is aangestel as die hoof. En omdat julle in Jesus glo, het julle nou die ewige lewe. Aan die einde van die Johannesbrief skryf hy vir daardie gemeente en hy gee dieselfde bemoediging Johannes vir die gemeenskap van gelowiges. En sê hy, hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet, julle het die ewige lewe. Julle wat aan Jesus Christus behoort, wat deur hom vrygekoop is. Want God is liefde, en daardie liefde moet in elkeen van ons bly. En geliefdes, dit is die woorde waarmee hy hulle die hele tyd bemoedig. En as hy begin het om hierdie fondasie te lê, dan kan hy vir hulle nou verder leer. Wat beteken dit? Ag, en jy kan sommer maar gaan kyk na die opskrifte, gaan lees gerus hierdie boek Kolossense deur. Dit is eintlik 'n pragtige boek. Dan praat hy van wat dit beteken om versoen te wees met God. Die misterie wat God aan ons bekend maak. Wat dit beteken, ons praat altyd so, ons vra altyd die vraag, wat gebeur as ons doodgaan? Wat gaan met die opstanding gebeur? En verduidelik hy presies vir hulle, soos wat Paulus ook in 1 Korintiërs 15 verduidelik het. Verduidelik hy vir hulle presies hoe hierdie goeders werk. Hoekom? Sodat ek vir julle kan wys, los hierdie klomp valse leenaars, dwaalleraars, valse profete, los hulle uit. Wat ek vir julle nou verkondig, dit is die waarheid. Nou geliefdes, ek dink as ons na hierdie stad Kolossense kyk, en ons kyk na al die verskillende sienings wat mense gehad het, dan besef ons baie vinnig, maar ons word ook hierdeur gekonfronteer. Ek het ook sommer genoem van die beweging hierso wat ons met die Jehova getuies sou konfronteer het, wat doodgewoon 'n valse lering gee, wat doodgewoon besig is om die waarheid te vat, en dis wat die duiwel doen. Hy vat die waarheid, en hy sê vir jou, ja, Jesus is die Seun van God. Wat het hy gedoen in die tyd van Eden? Ja, nee, Adam en Eva, kom ek help julle net. Dit is reg dat die Here gesê het, julle mag nie van daai boom eet nie. Hier kom die tweede deel in. Hierso kom die gryp deel in, die angel. Maar, hoekom nie? Het jy al oor daai vraag gevra, hoekom nie? Want jy gaan net soos God wees. En wie wil nou nie ook soos God wees nie? En dan sê hulle hierso, ja, kyk net hoe werk dit. Ja, Jesus is die Seun van God. Ja, jy is helemaal reg, hy is die eerstgeborene van God, is die waarheid? Hier kom die angel. Maar, hy is maar deel van die skepping. Hy is nie die eerste ene wat God geskep het. En toe, nadat hy hom geskep het, toe skep hy die res, nou deur hierdie Seun. Kom die halwe waarheid weer terug. Geliefdes, so word ons beïnvloed.
om te laat verstaan, weet jy, Jesus is goed, hy's reg, maar ek moet net op my eie ook probeer staan. En nou kry jy mense wat regtig by klomp verkeerde goeders betrokke wil raak. Hoekom? Want ek het nou gebid tot die Here, en ek het gevra dat dit goed moet gaan met my besigheid, en ek wil hê ek moet goeie punte kry op skool, en ek wil hê ons moet nie siek word nie. Wat gebeur nou? So dan het dit nou nie so gebeur so dat ek wou gehad het. En dan kom die ouens en sê vir jou, weet jy wat? Nee, as jy hierdie formule gebruik, dan gaan dinge begin beter gaan. Geliefdes, ons word met hierdie selfe goed gekonfronteer. Ek het nou genoem van sterretekens. Dis vir my altyd absurd hoe dit ons meeste van die tyd positief is. Kyk, soos wat die ouens nou sê, daar's met hierdie goeders, as jy nou in daai sterreteken behoort, en daai maand as jy nou gebore, dan gaan dit en dit met jou gebeur, en weet jy wat, hierso gaan positiewe goeders oor jou pad kom, jy gaan iemand ontmoet, en hulle gaan 'n baie belangrike bydrae gee in jou lewe. Nou, ek kan dit vir enige iemand sê. En dit kan van toepassing wees op jou lewe. Geliefdes, dis alles om 'n rede hoekom. Want ek wil weet wat gaan gebeur. Want ek wil weet dit gaan met my goed gaan. En as ek iets kan kry, 'n grashalm om aan vas te gryp, dan sal dit met my goed gaan. En so word ons beïnvloed deur voorspoedsteoloë. Kyk, jy moet net positief dink. Dink net positief, dink net positief, dink net positief. Sien jouself al waar jy hierdie, nou moet ek versigtig wees, want ek wil nou 'n kar se naam genoem het, maar daar gaan ouens nou, kom ons gebruik 'n Bugatti, dis mos die vinnigste kar in die wêreld. Miskien gaan dit dan se redelik veilig. Verbeel jou net, jy het hierdie Bugatti wat jy graag wil hê. Verbeel jou net, jy is hierdie ryk ou en jy het vir jou 'n paleis. Nou moet ek ook versigtig wees waar, of sê net vir jou, jy het 'n paleis gekry. En dan moet jy die kosmiese kragte, dan moet jy net alles inspann, want dan sal dit in jou guns werk. Geliefdes, is dit ontsnert. Want dit kom nie van die woord af nie. Want die Bybel sê juis vir ons, onthou net, julle is nie deel van hierdie wêreld. Dit wat die wêreld beskou as goed, dit wat die wêreld beskou as belangrik, partykeer gaan julle moet ly. Partykeer gaan julle vervolg word ter wille van my naam. Maar dis waar die vrede vir julle gaan wees. Dis waar die rustigheid vir julle gaan wees. Partykeer gaan jy besef, maak nie saak hoe hard ek geleer het nie. Dinge wil net nie werk nie. Partykeer gaan jy bid en jy bid en jy bid en jy bid en jy bid dat jy nie siek word nie, en dan word jy siek. Is dit nou die Here se skuld? Geliefdes, dit is deel van die wêreld waar ons leef. Maar dan moet ek vertrou op die Here en vra, Here, asseblief, help my, red my. Ek kan myself nie red nie. Here, ek weet ek kan medikasie kry van die dokters. Ek weet ek kan suurstof gaan kry in die hospitaal of met 'n suurstofbottel. Here, ek weet dat kan operasies op my gedoen word. Ek weet dit kan alles gebeur en daar's mediese tegnieke en alles wat mense kan gebruik, maar Here, U is die een wat my geskep het. U is die ene wat my nuut gemaak het. U is die ene wat genesing bring. Niemand anders kan dit vir my doen nie. Want dit staan so geskryf in die woord van God. En dan geliefdes, hier kom die wonderlike deel waar hy ons uitgeruk het uit die duisternis. Ek behoort aan Jesus. Geliefdes, besef julle, as Jesus sê, hy is die hoof van die liggaam, sy kerk, wie is sy liggaam? Ek en jy. Hulle wat volgende hier kan wees, hulle wat volgende daar by die inrydiens gaan wees, hulle wat volgende die diens later miskien vanaand gaan kyk, of wat dit al vroeër vanoggend gekyk het, soos wat dit op YouTube ook beskikbaar is en gaan wees. Hulle wat ook op die kerk se webwerf dalk miskien later gaan luister na die diens. Ons is almal die liggaam van die Here. Ons is almal sy kerk. En geliefdes, hierso sê die Here vir ons in sy woord. Die belangrikste wat jy moet weet, in die wêreld kan dit nie vir jou gee nie. Want die bose kan nie lewe skep nie. Dis net die skepper, dis net God alleen wat lewe kan gee. Geen engel, geen kragte, geen positiewe denke kan vir jou lewe gee nie.
Dis net die almagtige, drie-enige God wat lewe kan gee. En hy doen dit wanneer hy sy lewensasem in ons liggame, in ons lewe inblaas. Dan bring hy daar die ewige lewe. Wanneer ek sê, ja Here Jesus, ek aanvaar dat U die hoof is van my, en hy is die hoof van ons gemeente, geliefdes, dan lewe ons. Dan lewe ons vir 'n wêreld wat dood is. Dan lewe ons vir 'n wêreld, ons is deel van die koninkryk van God, van 'n wêreld wat verval het in duisternis. En dan het ek en jy rede om te kan bid vir geliefdes. Om te kan bid, en ons weet nie hoe die Here daardie gebed gaan verhoor nie. Ons weet nie waar dit gaan gebeur nie. Ons weet nie op watter manier gaan dit nou gebeur nie. Ons weet nie presies wat nou gaan volg nie. Maar al wat ons weet is dit. As ons behoort aan die Here, staan daar in die woord geskryf, hy is getrou en hy is regverdig. Dan staan daar ook geskryf, hy is barmhartig en hy is genadig. Dan staan daar ook geskryf, soos wat 'n pa, elkeen van ons wat paas is vandag hierso, of eintlik ouers is, want die maas word hierby ingesluit. Elkeen, soos wat ons kyk na ons kinders, soos wat ons kinders liefhet, so die Here, wat elkeen van ons lief. Kyk wat sê hierso, God het dit goed gevind om die hele volheid in hom te laat woon. Ja, alles op die aarde en in die hemel met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Daar's net een manier om by die Vader te kom. Daar's net een ware sekerheid, en dit is die kruis van Jesus. Geliefdes, moenie dat 'n oomblik verbygaan, dat jy nie kom stil staan by hierdie kruis van Jesus nie. En dat jy ook vandag daar die sekerheid het, maar ek is 'n burger van 'n ander koninkryk. Ek is gered, ek is bevry, en ek is verplaas in die koninkryk van die Seun. Ons gaan elke dag met die duisternis te doen. Op verskillende maniere, op verskillende vlakke. Maar ons gaan elke dag ook gekonfronteer word met die Gees van God, wat vir my kom sê, onthou wie jy is. Onthou wat jy doen. Onthou hoekom jy bestaan. Onthou wie is jou hoof. Onthou wie jy behoort. Onthou net dat jy sin het in hierdie wêreld waarin jy leef. Ons bid saam. Here, baie dankie dat U 'n God is wat ons oneindig liefhet, Here, wat vir ons in die woord gesê het dat U alles onder een hoof gebring het, Jesus Christus ons Here. En dat ons vandag ook met mekaar kan deel. Ek lewe in 'n wêreld vol duisternis, maar ek is die hoop, want ek het die lewe ontvang. Want ek is die kerk van Jesus. En ons as kerk sal bid, Here, en ons sal die lig laat skyn, selfs al struikel ons, selfs al faal ons, Here, help ons asseblief, sodat ons dit kan doen, wat U vir ons beveel het. Here, gee vir ons krag, en wysheid, en insig, om steeds voort te gaan, in die bediening van U woord aan mekaar. Amen. Ontvang, en ek sê dit maar altyd, want dit is skrif, en dis wat die Bybel vir ons gee, dan steek ons ook ons hande maar so na mekaar toe uit, want dan sê ons ook, ek vra dat die Here jou ook sal seën, met hierdie onverdiende goedheid wat hy aan my bewys. Kom ons deel die seën met mekaar. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou sonde vergewe en jou gebede verhoor. En die Here gee vir jou sy vrede.